So. Vader, wat 'n voorreg is môre om in hierdie plek te kan wees, Here. Wat 'n voorreg môre, Here, om U naam groot te maak, om U te eer, U naam. Lord, it's all about You. Ek wil vra vanmôre, Here, dat môre elke gedagte sal gevange neem tot gehoorsaamheid aan die Gees, Here. Dat ons vir 'n oomblik sal vergeet wat buitekant aangaan, en ons lewe aangaan, en ons werke aangaan, Here. En dat ons hierdie paar oomblikke, Here, net gefokus sal wees op U. Dat ons vanmôre, Here, sal plek maak vir God se Heilige Gees. Dat ons vanmôre, Here, ons skedules en ons program eenkant sal skuif, Here. En dat U sal laat wat U wil. Here, elke woordjie wat ons gaan sing vanmôre, dat ons uit ons hart uit vanmôre net aan U bring, Here, want U is die God waarom ons lewe draai. It's all about You. We are only Your children, Lord God. And we just want to glorify Your name. We just want to magnify Your name because there's none like You, Lord God. Just come and touch us today. Here, ek wil vanmôre bid, Here, dat U deur hierdie plek sal vaai met die wind van God se Heilige Gees. Here, dat U vanmôre mense sal aanraak op 'n bonatuurlike wyse, Here. Dat elkeen wat hier ingekom het vanmôre, Here, anders dan sal uitstap of van weer gekom het. Dat U vanmôre mense sal genees, siel, gees en liggaam. Ek dink aan hulle wat by die huis is, wat siek is vanmôre, Here. Hulle wat by paaie is vanmôre, bid ek vanmôre dat U krag deur hulle sal vloei daar waar hulle nou is in die naam van Jesus. Lord, that will just touch them and heal them in the mighty name of Jesus. En dan Here kom vir die lof en die eer en die aanbidding van ons hart. En die gemeente sê amen en amen. Eigenlijk vanmôre vir 'n oomblik net vergeet van wat buitekant aangaan, vergeet van jou werk, vergeet van wat by jou huis aangaan, vergeet van jou omstandigheid vir 'n oomblik net. Maak dit vanmôre oop en laat toe dat God dit vanmôre jou kom aanraak. Ek het 'n verwagting vanmôre vir vandag se diens. Ek weet die Here gaan vanmôre mense se lewens change. He's going to touch people in this place. Siel, gees en liggaam. Maar kom ons maak dit tot vanmôre.
As jy gedoop is met die Heilige Gees, begin in jou taal praat daar waar jy staan. Begin dit in jou taal God aanbid. Just give him the glory. Yes, yes, Lord. Thank you, Lord, for your spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall in this place. Let your glory fall. Let your glory
Thank you for loving us so much.
Dankie dat U vanmôre, Here, ons raak sien, Here, en met U teenwoordigheid ons net vanmôre kom vereer, Here. We just want to praise Your name. We haven't got words today, Lord, to praise You enough. Maar Here, laat ons lofoffer en ons aanbidding vanmôre net 'n welriekende geur voor die aangesig sal wees, Here. En daar is niemand soos U nie, Here. Niemand soos U nie. Please forgive me. I need Your grace to make it through. All I have is You. I'm at Your mercy. Lord, I'll serve You until my dying day. Help others find a way at Your mercy. Please forgive me. My sleep is gone, my heart is full of sorrow, and I can't believe how much I let You down. I dread the pain that waits for me tomorrow as the sun reveals my broken dreams scattered on the ground. Please forgive me. I need Your grace to make me through. All I have is You. I'm at Your mercy. Lord, I'll serve You. Oh yeah. Until my dying day. Help others find a way at Your mercy. We can sing a song like this this morning. Please forgive me. I need Your grace to make me through. All I have is You. I'm at Your mercy, Lord. Lord, I'll serve You until my dying day. Help others find a way at Your mercy. Please forgive me. Sabanarakat sana mayanduruku sana mayandiri kibiyandia. Groot is U. Iemand die Bybel gebring het. Yes. One, two. Sit nou bietjie harder vir my. Bietjie harder, dankie. Hou maar naby jou mond toe. Môre julle, die Here het 'n tyd terug, ek wil net vir julle 'n gedeelte gou van 'n getuienis gee, want dit wat die Here vir my gewys het vanoggend is so ontsettend kosbaar. Ons koppies is baie keer in die pad. Ja, ons hou ons so besig met ons eie probleme en dinge, en ons wil dinge onsself probeer oplos. Ja, Maar dis omrede ons gedagtes eintlik op 'n in 'n verkeerde rigting gestuur word deur onsself. Nou 'n hele tydjie terug het ek 'n probleem gehad, 'n redelike ernstige probleem met God. En een oggend 4:00 ek huil voor die Here en ek verstaan nie die ding nie. En ek praat met die Here daaroor en man, ek huil. En weet julle, die volgende oomblik toe raak alles stil hier om my. Verskriklik stil.
Dis 'n tasbare stilte wat jy voel dit aan. Dis nie dat jy dit hoor nie, maar jy voel die stilte aan. En ek besef, hier is iets wat ek nie ken nie. En ek kom agter, ek het geen beheer oor myself nie. Nie beheer oor my hande nie, nie my mond nie, my tong nie, ek het nie beheer oor my oë nie, ek het geen beheer oor myself nie. En ek kom agter, hier staan iemand hier langs my. Ek sit op die bank, ek het so blou japon aan, ek het hom nou nog. En ek kom agter, hier staan iemand langs my. Maar ek kan nie sien wie dit is nie. Maar ek sien net hierdie wit sy kleed. En ek besef dadelik, dis die Here Jesus. Want die Here Jesus het gesê, hy sal by ons wees, tot aan die einde van die aarde. En dit wat die Here Jesus vir my gesê het, het my so geruk. Maar in elk geval, ek het begin huil, verskriklik, oor dit wat die Here Jesus vir my gesê het. Wat ek nie nou oor gaan praat nie, want dis nie waaroor dit nou gaan nie. En toe ek uiteindelik tot my sinne kom, weet julle mense, ek het so gehuil, dat dit vir my voel asof daar fonteine water uit my oë uitspuit. Fonteine, voel soos 'n fontein wat uit my oë uitspuit, en ek grou hier in my sak. Ek het altyd 'n sakdoek in my Japanse sak, want die Here het my geleer om te huil. En ek haal my sakdoek uit en ek hou hom voor my oë, want ek huil verskriklik. Ek weet nie vir hoe lank het ek gehuil nie. En toe ek nou tot bedaring kom, my Bybel lê op my skoot, en hy lê oop. Toe ek tot bedaring kom, vat ek my sakdoek weg. En nou teen daai tyd moes my sakdoek al papnat gewees het. En ek vat my sakdoek weg. My sakdoek is kurkhoring droog. En my oë vang 'n duidelike vers in die Bybel, waar dit geskryf staan: ek self sal jou trane kom afdroog. Nou mense, ons besef nie hoe teenwoordig is God nie. Ons gedagtes is so besig met hierdie ander goed. Ons besef nie regtig, God is hier by ons nie. Hy doen dinge vir ons wat ons nie besef hy doen nie. Ek meen, God het ons so lief gehad, dat hy sy alles gegee het. Sy skepping, sy eie seun, sy gees, sy alles het God vir ons gegee. Sy teenwoordigheid hier by ons is so intens. En ons hou onsself besig, laat ons nie werklik agterkom hoe naby is hy aan ons nie. Yes, thank you Jesus, dankie Vanus. Ag, kan ek jou vra, steek dit by Johannes so op, en sê net dankie Gees van die Here, dat hy hier is. Ek weet nie van julle nie, maar die tasbare teenwoordigheid van God is in hierdie plek. There's a presence of God in this place to do miracles. There's a presence of God in this place to touch you miraculously. God is in hierdie plek vanmôre. Exodus, die 13de hoofstuk, die 21ste en die 22ste vers. Ek lees vir die Amplified Bible uit. Ek gaan met die praat vanmôre oor the cloud of his presence. I believe we are living in a stage in our lives where we're going to experience the presence of God like never before, if you want it. Doesn't matter where you are, in your car, at your work, in the shopping center, wherever you are, you're going to experience the presence of God. The Shekinah glory presence of God. You're going to experience it if you want it.
Die Here het met my begin praat die afgelope tyd al oor sy teenwoordigheid. Ons het afgelope paar weke besig met die Heilige Gees en sy teenwoordigheid. Ons bid elke aand 8:00 tot 8:30 vir die uitstorting van die krag van die Here en vir herlewing. En wat ek weet, en ek het hierdie week ervaar, God is answering our prayers. Exodus 13 vers 21. The presence of the Lord was going before them by day in a pillar, a column of cloud, to lead them along the way, and in a pillar of fire by night to give them light, so that they could travel by day and by night. He did not withdraw the pillar of cloud, his presence, by day, nor the pillar of fire, his presence, by night, from going before his people. Net tot sover. Although the scripture teaches us that the presence of God was there day and night, it even teaches us that his presence never departed or withdraw from them. But even though they could see his presence, even though they recognized his presence in the cloud in front of them, he was still out of reach. He was there on top and in front of them, so close, but still so far. Hierdie Israeliete gaan deur hierdie woestyn en amazingly sien hulle die teenwoordigheid van God in die wolkkolom wat bokant hulle is. But untouchable. Unreachable. En alhoewel die gees van God in sy God se teenwoordigheid in hierdie wolk hulle gelei het deur hierdie woestyn, vir hulle gegee het wat hulle nodig gehad het, het hulle nooit die voorreg gehad om die teenwoordigheid van God aan te raak nie. It was just there. In sight, but out of reach. For many people in the day we're living in, it's the same. They know God is there. God helped them when they pray. They even from time to time get goosebumps, experience in a way the presence of God. Knowing that God is there and his presence is there, but still, for them, God is far away. Baie keer wanneer ek met mense praat, dan kom ek agter dat vir baie mense is God se teenwoordigheid iets wat ver is. Hy is in die hemel, ek is op aarde. Out of reach. God hoor ons gebede wanneer ons bid. Hy sê ek sal saam met jou wees. Maar so baie mense sterf sonder om een keer 'n ontmoeting met God te hê. Sonder om een keer die direkte Shekinah teenwoordigheid van God te kan ervaar. En vir baie mense is dit maar alright. Vir baie mense is dit aanvaarbaar, solank hulle weet God is daar. Net soos wat hy met die Israeliete was, so is hy daar.
En weet jy wat, is alles wonderlik om te weet dat God daar is. Tog wil God by my wees en by jou wees en in ons wees. God wil nie hê sy kinders moet net weet hy's daar iewers nie. He wants to touch you. Kan ek dit vanmôre sê? He wants to hug you. He wants to kiss you with the kisses of his love. That's the God that I serve. Jesus sê dit self in Johannes 14 vers 23, hy sê, Jesus antwoord en sê, as iemand my lief het jy die Here lief? Yes. Hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Een van die Engelse Bybel sê, He will be my sanctuary. He will be the place where I stay. He will be the place where I dwell. I will be with him and he will be with me. Jy sien, die Israeliete was maar tevrede gewees om te sien daar's God. Ek wil my verstout om te sê vanmôre, ek dink baie mense wat so kla en murmureer permanent en is eintlik nie eens 'n woord om dit te beskryf nie. Is mense wat nog net weet God is daar. Is mense wat nog nie 'n ondervinding met God gehad het nie. Man, dit kan met hulle hoe goed gaan, dan kla hulle anyway. Daar's altyd iets om oor te kla, altyd. Maar 'n persoon wat 'n ontmoeting met God gehad, a person who had an encounter with God, always see the positive. Always see the promised land. They don't see the wilderness they are in at that moment. Their eyes will see further and see the promised land. Everything changes for this people at the Mount Zion. Moses se totale lewe, sy totale uitkyk op die lewe, het verander. Jy sien, God het geweet vir Moses om dit te maak met hierdie klomp mense deur hierdie woestyn. Gaan die wolk wat ver is nie meer werk nie. God het besef dat Moses gaan op 'n ander vlak moet beweeg as die res van die volk. In 'n ander dimensie gaan hy moet instap om te kan bereik wat hy wil bereik. God didn't call us as his children to be ordinary. He called us and he saved us to have a tangible relationship with him. A deeper, intensive relationship with God. Where he can speak to us as a father speaks to his son. And for us to live in his presence. En die 19de vers, die 19de hoofstuk, ekskuus, van Exodus, kom hierdie volk by Sinaï aan. En die 3de vers sê, and Moses went up to meet God. God called down to him from the mountain.
As jy hierdie skrif reg lees, dan besef jy, hy het so eentjie teen die berg opgegaan, toe roep God vir hom met van bo kan die berg af. Op daai stadium het hy net so die berg begin betree. Jy sien, ek en jy baie keer in die dag wat ons in leef, man, ons klim teen die berg op na God se heiligheid toe en na God se teenwoordigheid toe, maar net so kwart op. And the moment when God starts to speak to us, dan stop ons sommer net daar. That's enough, I heard his voice. Jy ervaar hom, jy sien hom, jy hoor hom. En vir baie mense is dit genoeg. Maar die 9de vers kom die Bybel. En hy sê, God said to Moses, get ready. I want to tell you today, hear the voice, hear the word of the Lord, get ready. Just tell somebody next to you, just tell somebody behind you, get ready. God is telling the church to get ready. Why? I'm about, come on. I'm about, beteken, ek is op die punt om iets te doen. Kerk van die Here, hoor die woord van die Here, maak jouself gereed, kry jouself in plek, kry jouself reg, want God is op die punt om iets groots te doen. Die Bybel sê, I'm about to come to you in a thick cloud. Moses, I'm not going to be far away anymore. I'm not going to be out of reach anymore. I'm not going to be so close but still so far anymore. Get ready, church. God is about to pour out His Spirit on all flesh again. He's going to hit this earth with the biggest, mightiest revival of all times. He's going to hit this earth with His presence and with the glory of God and with the presence of the Holy Spirit like we've never seen before. Thank you, Jesus. Jy dink jy het al iets gesien. Jy dink vanmôre, jy het al iets ervaar, maar ek wil vanmôre vir jou sê, church, get ready. Something big is about to happen. Something big is about to be poured out upon you. Something big is about to hit you. Naboom spruit oor die woord van God vanmôre. Mag die woord vanmôre deur die strate van die Naboom spruit uitgaan, dat hulle sal hoor, there is something big about to happen in this town. God is going to hit this place with a mighty revival. He's going to hit this place with a mighty pouring out of His spirits. South Africa, hoor die woord van die Here. Man, die mense hou hulle so besig met allerlei goede. Politiek. Asseblief, hou bly die politiek uit. Jy's nie 'n politikus nie, man, jy's 'n kind van God. Die kerk is so besig om besig te hou met die politiek, maar ek wil vanmôre vir jou sê, let them carry on. Let them do whatever they want to do. Let them do what pleases them. My God is about to hit South Africa with the outpouring of His Spirit. God is about to pour His power and His might upon our nation like never before. Hear the word of the Lord today. Rabba Santana Mayendri Kishni. God is about to answer our prayers. Our prayer is not a new government. Our prayer is not a better minister, a better president. Jesus is king anyway. He's got no say because Jesus is king.
And our praise is not for this kind of things, for the material things, financial things. Our prayers are for the outpour of the Spirit of God. Our prayers are for a mighty revival. Daar's 'n koortjie wat ons altyd gesing het, coming this way, Lord. A mighty revival is coming this way. Ek sê net gou weer vir iemand, get ready. Jy sien vir die Israeliete verander alles by Sinai. Want God het 'n afspraak met Moses gehad. Al het hierdie klomp mense daar by die voet van die berg, hulle besig gehou met alles. God was watching and calling one person. God soek een man en een vrou vanmôre wat kan sê, I want to make a change. Een man en een vrou wat vanmôre kan sê, Here, maak nie saak wat dit kos nie, ek soek herlewing. En net soos wat dit by die Sinai alles verander het vir hierdie mense. 2000 jaar gelede op 'n heuwel van Golgotha verander God die gange van die ewigheid. Want die Seun van God, Jesus Christus sterf aan 'n ou ruwe kruise en die voorhangsel word geskeur en ek en jy het toegang vanmôre tot binne in die troonkamer van God. Ons het toegang om voor die troon van genade vanmôre te kan kom staan en te kan uitroep, Abba Vader, U is my Vader. 2000 jaar gelede, kerk van die Here, het die grootste skeur gekom in die kerke wêreld, want God het gesê, ek soek 'n man en 'n vrou op wie ek my gees kan uitgiet. Ons kry toegang tot God se troonkamer. Maar vir baie is dit nog steeds so naby, maar tog so ver. Baie mense hoor van die teenwoordigheid van God. Hulle lees oor die teenwoordigheid van God. So close, but yet so far. Maar die derde dag môre, sê die Bybel, toe staan die Seun van God uit die graf uit op, triomferend oor elke helse mag. En hy gaan sit aan die regterhand van die Vader. En 2000 jaar gelede in die oppersaal, toe word die krag van God op 'n bonatuurlike wyse uitgegiet op alle vlees. En die krag van God word aan sy kinders geopenbaar. Now he's not so far anymore. He's here. Hy die tonge van vuur het op hulle toegesak vanmôre. Kerk, ek wil vanmôre vir jou sê, ons is vanmôre Pinkstermense wat vanmôre sê, Here, ons smag na uitstorting van die krag van die Here. Here, groter as wat dit ooit was. Men na die boek van Handelinge. Dis wat ons smag vanaf vanaand vanmôre, Here. God speaks to Moses, get ready. The latter rain is about to fall. Jy sien, vir die wat nie weet nie, die Bybel praat van die former rain and the latter rain. The former rain was the day on Pentecost, was the former rain. But revival is here. And the latter rain is about to be poured out on his children. God gaan vanmôre weer sy kerk herstel. God gaan weer vanmôre die kerk roep op 'n plek, kerk van die Here. He's going to fill us up again with a thick cloud of his presence. The biggest outpour of his Spirit is about to happen. Is jy nog saam met my vanmôre? Kan ek maar nog so 'n bietjie preek? Luister gou wat sê die Bybel. Die volgende wat God doen. Eksodus 24 vers 12 sê, toe sê die Here vir Moses, klim op teen die berg en kom vertoef so 'n bietjie by my.
Die Engelse Bybel sê so mooi, sê the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and just stay with me for a while. God is calling His church up the mountain today. He's calling His church again to arise. He's calling His church again to just stand up and say, Lord, I will climb up this mountain. Doesn't matter how big the rocks are I have to climb over, but I want to climb up this mountain because I want to be with God. I want to stay with God. I want to relax with God. Lord, I just want to be with you a while. Lord, I need your presence like never before, Lord. I just don't want to see it anymore. I just don't want to hear about it anymore, Lord. I want to feel it. I want to experience it like never before. Sabana rakatana my. God roep die kerk vanmôre om hoor te gaan. Luister gou wat sê die Bybel, Handelinge 17 vers 27. Hy sê God has done all these things, speaking of the crucifixion and the resurrection of Jesus, so that, sê vir iemand naby jou, so that we will look to Him and reach Him and find Him and He won't be far anymore. U kan dit gaan lees. Kerk van die Here, ek wil vanmôre vir jou sê, die oomblik toe Moses besluit, ek is nou nie meer tevrede hier waar ek is nie. Ek is nie meer tevrede met ground level nie. I want to go higher. Ek is nie meer lus hierso, hier om hier rond te ploeter nie. Die oomblik toe hy besluit, toe God vir hom sê, kom op hiernatoe. Toe besluit hy, maar dan gaan ek dit doen. En luister wat sê die Bybel in 15de vers. Hy sê, and Moses went up the mountain, and the cloud covered the mountain. The moment he gave the first step. Ek wil vanmôre vir jou sê, die oomblik wanneer jy die eerste trappie gee, die oomblik wanneer jy jou voet aan water sit vanmôre, kerk van die Here, wanneer jy nie meer tevrede is met die water tot by jou enkels nie, as jy nie meer tevrede is met die water tot by jou knieë nie, as jy nie meer tevrede is met die water tot by jou heupe nie, as jy vanmôre sê, Here, ek soek water waarin ek kan swem, wil ek vanmôre vir jou sê, it's time to get up to this mountain and start climbing, because the cloud of His presence will fill you up. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk, die oomblik toe hy besluit, ek gaan dit doen. Hy het nog nie eens veel gedoen nie. He just started off. Maar wat doen ons? Ons kruip weg. Ag, Here, my toestand, my lewe val uit mekaar uit. Vanmôre vir jou sê, is tyd om te klim. Is tyd om te klim. Ek onthou jare terug, ek was by die Parabats in Bloemfontein. Nou daar was so 'n ding gewees, dit genoem die aapkas. Daar's klomp trappies wat jy so opklim, tot bo. En as jy nou bo kom, dan spring jy daar van bo af, dan leer jy om met 'n vliegtuig uit te spring. En ek het baie manne gesien wat geklim het. En as jy so by die 3de trappie kom, dan sê hy, ek's klaar, ek gaan af. Dan sê hulle ook, jy moet maar gaan hoor. Daar's party wat toe halfpad gekom het. Dan sê hy, nou, ek sien nie meer kans nie. Party van hulle het tot daar bo gekom, maar die oomblik wanneer hy moet spring, dan sê hulle, ek kan nie dit doen nie. Jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê, dit vat 'n man en 'n vrou met ruggrate. Dit vat vanmôre 'n man en 'n vrou wat nie in wil wees nie. Dit vat vanmôre 'n man en 'n vrou wat nie gesoep wil word nie. Mense hoef my nie mooi broodjies te bak nie. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, ek sal klim, maak nie saak wat nie. Al klim ek alleen, maar ek sal klim, Here. Die Bybel sê in die 16de vers, hy sê, the glory of God settled on the mountain, while the cloud covered the mountain. Dit het my getref, daai woordjie. Hy sê the glory of God settled. He didn't hover anymore.
Jy sien die gees van die Here was nie daar en dan nie daar nie, daar en dan nie daar nie. The presence of God settled on this mountain. Om daar te settle beteken vir my, I'm covering you with my glory, I'm covering you with my cloud of my presence, and it's going to stay upon you. Ons betree 'n tyd kerk van die Here, wat God vanmôre vir die kerk van die Here sê, ek soek 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, bly net gou-gou, wat nie sê, Here, bly gou-gou hier, ek wil net soen toe nie. Hulle God soek 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, bly op my, maak nie saak wat nie, stuur my waar U my wil gaan, praat met my soos wat U met my wil praat, waarheen U my stuur, Here, daar sal ek gaan. Whatever you ask me to do, Lord, that is what I will do. Luister ek op wat sê die 17de vers. Hy sê the appearance of the glory and the cloud of God was like a raging fire on the top in the eyes of the children of Israel, and they got scared. Jy sien, wanneer die teenwoordigheid van God toesak in hierdie wolk, is daar mense wat bang raak, want hulle het goggas binne in hulle. Kom ons wees nou maar eerlik. Wat is die Afrikaanse een, hulle het geraam tussen hulle kassies? Ja, nou raak het bietjie warm. Maar Moses sê, Here, I don't care. I'm not scared. Ek is nie bang vanmôre nie, Here. Ek is opgewonde. Ag, as jy opgewonde is oor die teenwoordigheid van die Here, maak dit bietjie so. Here, ek is nie bang nie. I'm not scared of your presence. Here, laat die vuur van God se Heilige Gees alles uit my uitbrand wat nie daar hoort nie. Because I want to be with you. Al my vooropgestelde ideetjies, al my tradisietjies en al my godsdienstgeesies, Here, vat dit weg. Brand dit weg. Jy sien wat nou interessant is, jy al gesien, jy kan iets weggooi, maar jy kan hom weer gaan haal. Maar as hy gebrand is hy gone. Ek het in die week, toe maak ek my karaat skoon en, daar's net so hoop papiere. En ek vat hy klomp papier en ek steek hulle aan die brand. Nou staan ek by myself en dink, ek hoop nou nie, ek het iets gebrand wat ek nie moes brand nie. Kom aan, bied al so gevoel. Want he's gone, hy's weg. Jy sien, wanneer God, the consuming fire of God, when it burns inside of me, it takes away everything that's not supposed to be there. And I can't even go pick it up again. Are you ready for the consuming fire of God? God soek 'n man en 'n vrou vanmôre kerk wat honger is na die wolk van God se teenwoordigheid. 'n Man en 'n vrou wat honger is vir die Shekinah teenwoordigheid van God, die direkte tasbare teenwoordigheid van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar ek is nie meer tevrede met waar ek is nie. Ek is nie meer tevrede met so close but still so far nie. But it takes a man and a woman who's desperate for God. Desperate for God's presence. 'n Man en 'n vrou wat bereid is om alles op te offer. Tyd te spandeer en positief te soek. Al is dit partykeer hoe moeilik vanmôre, kind van die Here. God soek 'n man en 'n vrou vanmôre wat kan sê, Here, come what may, I need the cloud of His presence. He settled on the mountain. En wie was so interessant? Ou Moses was nog besig om op te klim. To settle hierdie wolk. And God waited for him. Patiently, God waited for him.
God het nie uitgeskree, hey, tel op jou bene, maar gou. Nee, patiently, he settled on the mountain and waiting for Moses to come to him. Kan ek vanmôre vir jou sê, God is vanmôre op die berg. Sy wolk van sy teenwoordigheid is vanmôre gesettel op die berg. En hy roep vanmôre na een na my. En met die grootste geduld sit God vir jou en wag. When you turn around, he's going to lift up. But while you coming to him, he will settle. Ag, dalk voel jy vanmôre, Here, ek het soveel goed in my lewe wat nog nie reg is nie. Maar Here, ek wil klim. Is okay. Ek wil vanmôre vir jou sê, is okay om foute te hê. Ou Moses het gehakel. Is okay vanmôre om te hakel. In jou omstandigheid. Te hakel in jou geestelike lewe. Dis okay vanmôre, kerk, om te sê, Here, ek struggle, but I'm coming. Lord, I've got a lot of things that must fall down, but Lord, I'm coming. Dalk sit jy vanmôre en jy sê, ag pastoor, jy ken my nie, ek het soveel draadwerk in my lewe, daar's soveel goed in my lewe, ek het soveel drama wat ek nie self kan hanteer nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, just keep on climbing up to this mountain. Moenie vanmôre dat jou foute wat jy het in jou lewe, jou tekortkominge wat jy het in jou lewe, moenie toelaat vanmôre dat dit jou terughou nie. Moenie toelaat dat dit op jou tussen die mense vat wat bang is nie. Moenie toelaat dat dit jou terugtrek nie. God is waiting for you. Patiently, he's waiting for you. En nou gebeur iets baie kosbaar. Onthou wat ek gesê het, die wolk was daar. Terwyl Moses klim, was die wolk daar. Alhoewel die wolk gesettel het op die berg, was die wolk daar. Maar kyk gou wat sê die Bybel. Vers 18. Hy sê Moses entered into the cloud as he went up the mountain. And he stayed there for 40 days and 40 nights. He entered into the cloud while he was climbing up. Dis sê vanmôre vir my, terwyl ou Moses so struggle om op te kom, het die wolk al hoe nader gekom. Ek wil vanmôre vir jou sê, dalk struggle jy vanmôre om hier op te gaan. The cloud is coming down your way. The cloud is descending, is coming your way. Ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van die Here, hoor die woord van God vanmôre, terwyl hy nog so klim. The next moment, he was standing inside this cloud of glory, in that cloud of the presence of God. And he stayed there 40 days and 40 nights. Without food, without water, without anything. Jy sien, Moses het nie gehuiwer nie. Niemand moes hom soebat en smeek om tog net iets te doen of halleluja te gee nie. Niemand moes hom soebat of smeek om opgewonde te raak oor die teenwoordigheid van God nie. Niemand het nodig gehad om hom in 'n krywaar te laai en hom op te stoot nie. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sê, Here, ek is desperaat vir U. And through fasting and prayer, Lord, I want to climb up this mountain into the glory of God, into the cloud of His presence. Ek wil my haas, daar's nog een ietsie wat ek gou wil tuisbring. Daar's nog een manier. Ons praat van vasting en gebed, dis
twee bene waarop ons staan vir herlewing. Is die twee bene waarop ons staan vir om in die wolk van God se teenwoordigheid in te kom. Maar daar's nog een, hoor gou wat gebeur. 2 Kronieke 5 vers 11. Hy sê toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, want die priesters wat aanwesig was, het hulle geheilig sonder om in die afdeling saam te kom. Terwyl die leviete, die sangers almal saam in linne klere met simbale en harpe en siters van die by die oosterse altaar staan en saam met hulle omtrent 120 priesters wat op die trompette blaas. Ag Maggie, blaas net gou daai ding. Blaas net asseblief gou daai ding. Die Bybel sê 120 van hierdie priesters besluit. Hoor. Something is about to happen. Something is about to happen. Something is about to happen. En die Bybel sê terwyl hulle hierdie trompette blaas. Hy sê die huis van God gevul met die wolk van sy teenwoordigheid. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie. U sien kind van die Here, die derde been waarop ons staan vanmôre om 'n revival te kry, om in God se wolk van sy teenwoordigheid in te gaan, is praise and worship. Baie mense is lief daarvoor om praise and worship af te maak. Is sommer net iets wat gebeur, ons moet gou-gou 'n paar koortjies sing voor kerk, dat die pastoor kan preek en ons kan huis toe gaan. Kan ek vanmôre vir jou sê die belangrikste van hierdie diens is nie vanmôre hierdie preek wat ek bring nie. Die belangrikste van hierdie diens was wat ons môre gedoen het hier. The praise and worship unto God. God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat nie net kan vas en bid nie, maar God soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat kan sê, Here, dag en nag sal ek U aanbid. I will bring my praises and my worship unto you, Lord, no matter what. Al sak die vyand op my neer, al begin die hel om my brand, Here, al word my maatjie onder my uitgerukke, al voel dit vir my of my wêreldkind mekaar tuimel, Here, I will still just give praise and worship to the Lord. Julle kan maar kom so lank hoor. I will give the praise and the worship unto God. Ek wil jou vra vanmôre, are you desperate? Is jy tevrede met die wolkie daar? Is jy tevrede dat God jou lei en vir jou goed is en of sê vanmôre, Here, I need your glory. I need your cloud of your presence. Ek wil hê jy moet opstaan op jou voete vinnig. Steek jou hande na die hemel vanmôre en sê vanmôre, Lord, I need your cloud to come down this mountain. I need your cloud to settle upon me, O God, as He settled on the mountain Sinai. Lord, I need your presence. I need your glory. I need you, O God. Vanoggend se preek was vir my so amazing, want ek het 'n liedjie geskryf laas jaar. Dis net 'n jaar terug gewees, dat ek op 'n slegte plek was. 'n Baie slegte plek was. Ek het gesit die aand in my kamer en die ligte is af en dit is donker en ek is op 'n slegte plek. Ek sê, Here, waar is U dan? Ek weet nie of U eers bestaan nie. Almal sê so en die Bybel sê so en alles, maar ek weet nie of U bestaan nie. Wys my net dat U bestaan. En in 'n oomblik was ek in 'n mistige plek. Ek onthou dit asof dit gister was, ek was mistig. En uit die mis het daar 'n lig geskyn. En ek het die Here gesien. Soos wanneer jy vir die son kyk, en jy kyk vir die son, en jy probeer die son sien, en dan net so voor jy die son kan sien, hy maak dit so shape. Dan sit dit skerp vir jou oë.
Dis hoe God lyk. En ek het hierdie liedjie geskryf. En ek wil hom graag vir julle sing. Ek wil net na hom luister en dan sal ons aangaan met die diens, maar ek voel net dat ek dit moet doen. Sy gewone mense na, sy gebreekte mens, gedoen deur al my sonde, wat openbaar word aan my. En ek hoor die Vader stem na my roep. Hy gee my net nuwe klere. Ek het die Here gesien en vloei. Laat die Gees deur jou vloei. Deur jou lyf en jou gedagtes. Verkeerde gebied. Right.
Thank you.
weer is welkom. Onthou Vrydagoggend is ons plaas, dat weer Vrydagoggend diens in ons eie kerk. Vrydag weer Vrydagoggend diens en Sondagoggend opstandingsdiens. Ek gaan met die Vrydagoggend gaan met die praat oor the Great Exchange. Wat God op my hart gelê. Iemand dalk Vrydag aand gaan ek neer na Johannes toe en dit is nou hulle het 'n konferensie daar van ondersteun Vrydag aand iemand wat saam gaan weer is welkom. Ons is Vrydagoggend en Sondagoggend ons eie diens in ons kerk. Die Here seën, gaan in vrede. Just take it away.